podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Goeienaand luisteraars en baie welkom by ons heel eerste podcast episode. Of soos die Afrikaanssprekendes sê, potgooi. Ja, ek verkies podcast, maar ek is Harry, hierdie is Joe en hierdie is die Harry en Joe Experience. Yeah! Nou toe ek en Harry besluit het om hierdie podcast te begin, het ons vir onsself eintlik gevra, daar langs checkers dat ons pannekoek bestel het. Lekker pannekoek. Het was toe nie so lekker pannekoek nie, maar in elk geval het ons toe besluit om 'n goeie hoekom vir ons podcast te evalueer. Nou as jy nie lekker verstaan wat ek daarmee bedoel nie, gaan lees gerus Simon Sinek se boek oor Start with a Why. So begin met 'n hoekom voordat jy enige iets begin. En ek dink dit is iets wat vir ons eintlik altyd baie waardevol was. Want as jy eers daai rede geëvalueer het, hoekom jy dit doen, dan is jy meer geneig om dit te volg en meer geneig om 'n sukses daarvan te maak. Ja. So ja, toe besluit ons gaan 'n hoekom skryf en ons het hierdie hoekom eintlik nou voor hier op ons rekenaar. So Harry, Ja. daar gaan jy. So, ons het hierdie podcast begin uit moed om te praat, om eerlike gesprekke te voer in 'n wêreld waar mens eintlik bang raak om hul opinies te deel. Ons glo dat gewone mense buitengewone invloed kan hê en dat deur openlike gesprekke ons ander kan aanmoedig om te dink, te leer en te praat. En dan verder het ons eintlik gesê, ons skep 'n ruimte waar luisteraars ook kan groei, julle natuurlik. Deur te luister na deurlopende opinies, nuwe idees en ons ervaring van wat die waarheid is. Ons jaag die goeie, die ware en die skone na en glo dit is hoe mens die boosheid van ons tyd teenstaan, met waarheid, insig en humor. Ja, veral humor. En as mense ons kritiseer, dan hoor ons hulle uit, want dit is op die einde toe jy groei. Uiteindelik wil ons sê elke persoon wat inskakel, moenie net lag en leer nie, maar hulle moet elke keer wat hulle een van ons episodes kyk, iets van onsself in ons gesprekke raak sien. Kyk, welkom hier, so dis lekker om julle hier te hê. Ek is Harry, dis Joe, soos ons nou gesê het, en ek wil net of ons sterkpunte duidelik maak, want ons gaan oor 'n hele paar topics praat. Ek dink dit laat hulle ook 'n bietjie ons beter leer ken, want dit is altyd goed om die mense te ken wie jy kyk, so Ja, en ja, ek dink ons is solid ouens, ons hoop julle dink dieselfde. So, ja, ek is meer die geskiedenis ou, baie groot belangstelling in musiek en sport, politiek en conspiracy theories. Ek sal sê Joe's bietjie meer aan die ander kant, maar ja. Ja, ek sou sê tegnologie is ek nogal op het. Ek like dit om hierdie eie goed ook so dop te hou en te kyk waartoe beweeg alles. Sport, geloof en natuurlik net persoonlike stories wat ek af nou om so nou en dan te vertel. Maar ja, Harry, ek dalk is jou belangstelling in sport, want jy is nie self so goed in sport nie, maar Ja, daai's laag. Okay, ek waardeer daai glad nie. Ek's nie sleg in sport nie, ek's net beter in musiek. Ek dink daar is nou baie laag. ja, Ek bedoel jy kan soos Dis een soos- liedjie op die dis soos ukulele ek is beter daarin om asem te haal as nie asem te haal nie. Daai is die domste argument wat ek my al in my lewe gehoor het. Dis is- Jy besef ja, hulle dis 'n gaan almal dink sportargument. jy's 'n absolute Dis 'n idioot sport- die eerste ah, episode. Ek's beter in musiek as sport. Dis maar presies dieselfde. Maar Daar's okay. niks dieselfde nie. Okay, Kom maar ons een vat ding dit aan, wat een ding wat regtig. ek sal erken, my musieksmaak is bietjie weird. Dis vandag. Ja, Jy weet, ek dink ek het 'n musieksmaak nie, maar dis nou maar so. maar ek is ook eintlik 'n bietjie dieselfde, soos ek luister nie 'n een tipe genre nie. ja, Soos ek sal dit nie is kan nie. enige tipe wat daar is, selfs tot klassiek, soos van klassiek tot jou erge rockband. Ek gaan eerlik wees. Maar jy het Mozart, bietjie, jy luister baie bietjie hoe saam. maar bro, Mozart, Beethoven, Bach. Hierdie Ja, ouens is ja, soos hulle is prima. Dit En ek- is genuinely. En ek dink goeie sonder musiek. as jy sonder dit groot word en dit nie luister nie, voel ek daar so 'n bietjie 'n gat in jou opvoeding, maar Ja. Jy weet dis soos om dit is om nie byvoorbeeld 'n kom ons sekere sê Lori Carrell. Jy weet, ek het Ja. groot geword met Lori Carrell. Is ek nou haar grootste fan? Nee. Maar ja, my ma love Lori Carrell. Een ding wat ek gaan erken, dis great om 'n podcast saam met jou beste vriend te begin. Dis 'n genuine blessing, maar een ding wat ek moet erken, al lyk dit nie altyd so nie,
hierdie ou is eintlik een wat die straai aanjaag, nie ek nie. Ek sê hy wil sê, wow, Joe, kom ons dink 2 keer hieroor. Ja, sure. Okay, jy sit in denial. Ek gaan eerlik wees. Okay. Ons baie hou van sport, so ek gaan jou nou gooi met 'n vraag. Messi of Ronaldo, wie is die GOAT van sokker? Eenvoudig Messi. O. Ek gaan eerlik wees, ek het gedink ons gaan stry oor hierdie ene. Okay nee, Ja, Messi is die GOAT. Hoekom? Messi is die GOAT. Vir enige van julle wat nie saamstem nie, asseblief sê vir ons of julle nie saamstem nie. Want In die ek comments, weet, ek ek sal ken 'n hierdie hele wil paar mense wat vir een of ander weird snaakse rede dink Ronaldo is die beste of beter een. Ja, Ek dink 'n argument wat ek altyd van hou om te gee. Ek voel Ronaldo is weer eens, van Ja, nie weg dat hy hy's nie goed is nie. Hy's verskriklik goed, maar hy's nie vir my natuurlik goed nie. Hy's vir my goed omdat hy verskriklik hard oefen en werk. Messi voel ek ongeag of hy oefen of nie, kan hy op 'n veld stap en hy sal ongelooflike werk. ja, en jy weet Ronaldo is die personifikasie van harde werk. Messi is die personifikasie van talent. Hulle sê altyd hard work beats talent. Dis nie so in hierdie geval nie, ek gaan eerlik wees. As mens nou wil na statistics gaan kyk en sulke goed, dan wil ek vir jou sê, okay, ek hoor jou daar's baie plekke waar Ronaldo beter is as Messi, maar ek voel Messi het meer trofees. Messi en Messi het die World Cup. Ja, weet nie 'n World Cup nie. Ronaldo. Okay, kom ons raak hier nou nie. Okay. Ronaldo! Maar nee, altyd baie goed. Jy weet 1 en 2. 1 en 2 vir 'n feit. Definitief. Maar laat sê vir ons gerus wat julle dink. Ja, nou nog 'n vraag. Moet politieke leiers onder 35 wees of bo 60? Ek voel nie al met 'n ouderdom beperking aan dit wees nie. Vat byvoorbeeld die president wat doodgeskiet was in Amerika, JFK. Abraham Lincoln. Ja, That's maar actually JFK, weet jy hoe oud was hy? Hy is jonk. 45. Ja. 45, 44. As ek nou nie presies die ouderdom sê nie, reg sê nie. Jammer daaroor, maar 45, 44. En my punt is nog steeds 'n verskriklike jong ouderdom teenoor vandag 46. Dis nog steeds 'n verskriklike jong ouderdom as jy vergelyk met vandag se presidente. So ja, ek dink ouderdom is 'n moeilike ding om aan te aan of jy bevoegd genoeg is om Ja, dis 'n belangrike punt wat ek wou maak is ek weet ek het gefrons, maar ek dink is meer realisties om te verwag dat 'n ouer persoon meer bevoegd is. Jy weet, want veral in politiek gaan dit oor ervaring. Ja. Jy weet, maar kom ons sê daar kom 'n ou wat onder 35 is en daar's baie lande oor die wêreld waar daar jong 20-jariges, 30-jariges in die parlement sit, van die jongste ministers ooit, want hulle is bevoegd. So ek stem nogal saam, ouderdom maak nie altyd saak nie. Ek dink dit is net meer realisties om te verwag dat meeste politikuste, jy weet, ouer as 60 En daarmee stem ek 100% saam, en dit vat nogal tyd om 'n ervaring op te bou. Maar wat ek wel kan sê is daar moet plek gelos word vir daardie uitsondering. Ja. Jy kan nie net 'n pleinweg reël wees en dan sorry, jy's te jonk. So jy sê daai uitsondering moet ook nie soos net beperk word tot ander lande nie. Jy sê byvoorbeeld, kom ons sê ek of jy wil 'n politieke leier word in Suid-Afrika. Ja. So jy sê dit moet moontlik kan wees. Ja, ek dink dit op ons ouderdom. Op ons ouderdom moet dit definitief moontlik kan wees. Want wat gaan op die einde van die dag bewys of jy die werk gaan kan doen of nie? Jou ouderdom of jou ervaring oor hoe jy praat, oor jou opinies, oor jou wysheid en kennis. Dit gaan bepaal of jy die werk kan doen en mense gaan dit kan sien. Okay, ja, ek stem of jy 'n sekere ouderdom is nie. Ja, ek stem saam daarmee. Ek dink ook 'n belangrike ding om aan te dink is nou natuurlik gelykheid. Ja. Ons het nou die reg op gelykheid in Suid-Afrika, maar mense moet ook onthou, daar is onder sekere omstandighede, want ek het al baie hierdie argument gehoor van maak dit nie inbraak op my reg op gelykheid of op my reg op die feit dat almal dieselfde hanteer moet word nie. Jy weet, ek hoor jou, maar die punt wat gemaak moet word is soms is daar billike diskriminasie. Ek bedoel artikel 36 van die grondwet maak voorsiening daarvoor. Dis juis hoekom daar gesê word jy mag eers stem totdat jy 18 is. Jy mag eers bestuur totdat jy 18 is. Jy mag eers jy drink en al hierdie goed. So ek dink is 'n bietjie 'n dieper debat as net 'n vinnige vraag, maar ek gaan eerlik wees oor die algemeen hou ek nogal van jou antwoord. Ons Mike's arriveer volgende week. Ja, dan gaan ons mooi pad vanaf Japan. Is dit Japan? Ja. Dis cool. Yeah, Japanese. Dis ek love Japan. Okay, bietjie sportsegment. Ons beide love sport. Ons het hierdie al genoem.
Joe, die Bokke het gewen nou. Het die championship gewen. Ek gaan eerlik wees, die laaste 2 games teen Argentinië was lekker. Hierdie laaste game teen Argentinië het my baie maak stres. Veral daai laaste 3. Jy gaan met 2 punte so doen, dis vir my bietjie te naby. Ja, Dis my reg. Ek kyk of Wennes wen en baie gaan argumenteer Wennes wen, maar ja. jy gaan 2 punte en dit is my net te naby om jou die hele championship net te kon weggooi. Ja, dit raak bietjie naby. Dit herinner my, maak my bietjie voel soos die 2023 Wêreldbeker, waar ons soos 3 games in 'n ry met 1 punt gewen het. Soos Bokke, love it. Maar julle maak my stres, boys. Die afgelope 2 wêreldbekers van sokker en rugby was ongelooflik goed. Ja, Die finaal teen Frankryk en Argentinië byvoorbeeld en sowel as die Bokke final teen wie was die Bokke van Nieu-Seeland. Ja. Dit was ongelooflike sport om te kyk hoor. Dit was regtig. Was dit Nieu-Seeland? Ja, dit was Nieu-Seeland. Dit was Nieu-Seeland. Ja, en ons het wat daar ook met 'n punt gewen. Ek weet nie as maar André Pollard het net Ja, André Pollard het goed gedoen. Hy het gevlieg en hy het oorgeskop. Ja, ek probeer nou dink. Weet hy's Malcolm Marx vervang, nee, Malcolm Marx het 'n besering gekry. Maar hulle het ook besef, luister, Mani Libbok mis bietjie die paal so. Ek gaan facts, maar sy lynskop is goed en hy het nou die dag teen Argentinië 'n verskriklike goeie game gehad. So ek gaan dit net daar buite sê. Maar hy's ook 'n champ, soos regtig. Ek dink hy's 'n lekker ou persoonlik. Ek dink hy's nogal verbaasend nederig, maar korrek nie van hom. Ek sal nogal wil hoor wie julle gunsteling Springbokke is. Dit kan nou hy kan nou speel, hy kan al gespeel het. Jy weet, dit kan 'n vroue rugby speler wees. Maar laat ons hoor. Ja. Okay, great. Nou ek eintlik vir jou 'n vraag. Ons praat oor rugby. Watter fiktiewe soos film, comic book, karakter, games, wat ook al jy aan kan dink, sal die beste Springbok gemaak het? Kan dit enige letterlik enigiets fiktief. Thor. Soos van Marvel. Ja, herinner my wel aan daai joke in Aladdin waar Robin Williams sê I'm Thor. Okay, ek hoor jy, Thor. Dis nee, ek dink daai man sal kan speel. Of the Hulk as hy ek weet as ons nou dink aan Avengers, jy weet. Yes. Hulk sal nogal dominate. Nee, die Hulk sal, ek dink bra, hardloop reg oor almal. Imagine net, ek weet nie, imagine the Flash op regtervleuel. Jy weet wie weet dit? Jy gaan nog 'n banging, 'n regtige goeie. Okay, kom ons gaan nogal 'n regtige goeie rakkies van bymekaar kan sit. Okay, kom ons haal superheroes uit. Okay. Nou moet ons bietjie mooi begin dink. Ek dink dis 'n baie moeilike vraag. Dis regtig 'n moeilike vraag. So. Ek dink ek het my antwoord. Okay. Loki, bra, ek voel Pau van Kung Fu Panda sal nog 'n miraker maak. Jy weet, ek voel hy rooi in goeie precision. Ja. Jy weet, hy of die voel. Wat is die voel se naam? Krein. Wat sal hy speel? Hy net boor almal. Ja, maar nou daar klip, bra. Anders kan ek sê enige liewe voel karakter ooit. Ek staan. Ek dink ons baie nie. Tarzan sal. Okay, bro, jy moet werk aan jou uitsprake. Tarzan. Okay. Tarzan. Okay. Maar hoe ongelooflik is dit eintlik nie om in jou eie taal nou hierso kan sit en net gesels oor wat jy eintlik net wil. Ek bedoel om die hele tyd aan Engelse woorde te dink of om die hele tyd aan 'n ander taal, wat se taal jy ook al praat wat nou hierdie kyk, ek neem aan jy gaan Afrikaans as jy hierdie kyk want sterkte as jy 'n ander taal het en jy probeer ons verstaan. Maar wat ek net probeer sê is dit is regtig eintlik 'n voorreg dink ek vir enige persoon om hulle eie taal net met mekaar te kan kommunikeer. Want dis waar jy tuis voel, dis waar jy voel jy kan gemaklik praat en jy kan 'n taal deel. Ja, jy kan jouself wees. Jy moet onthou daar word baie identiteit aan taal gekoppel. Ja, baie. Jy weet so is goed. En ons Engels is eintlik julle kans. Ons is bevoorreg genoeg om eintlik goeie opvoeding te gekry het, maar ons letterlik niks beter as om net lekker chats te bou in Afrikaans in jou moedertaal met jou beste vriend, met 'n paar, jy weet, heel moontlik 'n paar ander Afrikaners, Afrikaans sprekendes wat jou podcast kyk. Dis eintlik awesome. Hierdie is 'n voorreg. Die volgende vraag, Harry, wat ek vir jou wil vra is Afrikaanse musiek altyd goed?
Nee. En Hop op verstaan- Spinnekop. Yes, dis 'n banger. Hy het letterlik 'n nuwe liedjie Oorwurm uitgebring. Moenie, asseblief moenie. Kurt, ek gaan eerlik wees, ek love jou oor die algemeen. Oorwurm is nie dit nie. Ek hoor jou en ek gaan dalk nie stry oor oorwurm nie, maar hop op Spinnekop is catchy. Dis regtig dit vang mense. Jy's kens. Ja, dis reg. Jy Ja. kan maar so dink en ek dink dis weer eens hoekom ons opinies deel, maar Kurt Darren byvoorbeeld laat dit nie partykeer jou dink aan Papsop Winterwaternat liedjie wat mens net lekker op kan sing. Ek kan Net daai lekker op- liedjie nie hanteer nie. Dis maar interessant. En dit wys jou eintlik net hoe mense ons almal verskillende smake het, maar Afrikaanse musiek as algemeen is eintlik maar net goed. Ek weet nie. Jy weet, daar's uitsonderings. Ek moet dit baie duidelik maak. Ek's mal oor Spoegwolf, ek's mal oor Sonsonnekus, Josh na die reën, jy weet, Herman Kleinhans, selfs 'n paar regtig oudtydse Teens Jordaan liedjies. Jy weet, my ma het my groot gemaak met Lori Karel. Dis staan die Ja, Kinders van die Wind is ongelooflik mooi. Nee, reg. Dis 'n paar baie nice Steve Wolfmeyer songs. Maar ek gaan eerlik wees, vir my ek het dit al klaar het Maar ek voel hoe verder tyd aanstap, hoe slegter word Afrikaanse musiek. Was jy ernstig? Ja. Ek sal nou En ek sê weer uitsonderings is Spoegwolf en jy weet, selfs heel was fantasties so elke nou en dan. Josh na die reën. Jy weet, Josh na die reën, weer eens het hulle al genoem. Jou Ja. Herman Kleinhans. Nee, ek weet, Maar oor dis die algemeen, uitsonderings. ek gaan eerlik wees. Sokkie musiek sak. Maar behalwe as jy sokkie op hulle musiek- sokkie- Ja, maar dit is waarvoor sokkie musiek geskryf. Nee. Dis So jy- dis die domste argument wat ek al in my lewe gehoor het. Nee, maar sokkie musiek word juis vir die ritme geskryf. So vir dat jy lekker dit kan gaan dans. dit het nog nooit vir my gegaan met die ritme nie. Dit gaan Ja, vir maar my as jy oor die die ritme kan hou absolute nie. dit okay, sien daai is persoonlik. Ja, maar is waar. Ek kan ritme hou. Ek kan ritme hou. Okay, jy projekteer net jou eie issues op, Dis reg. soos op my. Ja. Maar dit gaan nie oor die ritme van die liedjie nie. Ek gaan eerlik wees. Meeste Afrikaanse liedjies, veral sokkie liedjies, se woorde maak my naar. Jy weet, watter tipe liedjie gaan oor yskas skuif? Watter tipe liedjie is die titel Gooi jou suiker op my? Daar's 'n huge probleem in Suid-Afrikaanse en Afrikaanse musiek op die oomblik en die enigste ouens wat dit nog semi-moontlik maak om daarna te luister, is ouens so Spoegwolf. Ek stem 100% saam oor hierdie volgende gedeelte. Spoegwolf het 'n draai gebring in die Afrikaanse musiek. Ja. Want as jy nou terugdink aan Juanita Du Plessis en hulle het eintlik lekker liedjies gehad om saam te sing in die familiekar en jy kan dit nou daar verskil, maar van die goeie herinneringe wat ek het is om op pad see toe te ry of Wildtuin of waar ook al jy daarvan op vakansie te hou. En jy luister hierdie liedjies waarmee jy saam met jou boeties en sissies kan sing. En as jy dit nooit gedoen het nie, traai dit bietjie, want dan moet ek nie nou op Juanita die se liedjies gaan sing op pad see toe nie. Maar my punt is net soos elke liedjie wat daar geskryf was in die Afrikaanse beweging, as ek dit so kan sê, het 'n doel gehad. 'n Sokkie musiek se doel is Wat die om hel op te is die sokkie. doel van Oorwurm? Ek gaan dit dood eerlik met jou wees, jy kan nie vir my 'n enkele goeie rede gee vir Oorwurm of hop op Spinnekop nie. op Spinnekop. Behalwe Ja. om die lewende wit waks uit helfte van hierdie land se populasie uit te Jy kan nie sê irriteer. helfte nie. Ek was by In die Bos hierdie jaar gewees en wat het gebeur? Hulle het op Spinnekop vinnig gesing, gespeel en omtrent die hele crowd het saam gesing. Want die helfte van daai mense is so weg onder die invloed van alkohol. Ek seker of as ek dronk raak, gaan ek ook hop op Spinnekop. Jy weet, Maar, dis crazy. Maar tog het jy op dit gehop, weet jy nie? Nee, ek is ook nie So dronk die nie. liedjie. Nee, ek gaan elke keer na die DJ toe. Was Maar jy? nee. Sit ek En ek het dit gesing. En dit wys jy. Ek jammer om te hoor jou musieksmaak het so agteruit Nee. gegaan. Dit beteken nie my musieksmaak het agteruit gegaan nie. Dit beteken net daar's tye en plek wat iets eintlik goed is en wat 'n hop op Spinnekop baie keer net eenvoudig nie te bad is nie. En maar ek stem 100% saam Joshua na die reënspoegel wat hierdie gedigte skryf. Herman Kleinhans, jy weet. Gedigte wat liedjies word. Ja, Dit dis is- staan nie. dit is Jy weet, regtig en daarmee ongelooflik kan jy mooi. regtig nie verkeerd gaan nie. Ek Ja, dink is een van die grootste gawes wat jy wat die Here vir jou kan gee. Is daai gawe om musiek te kan maak en om musiek te kan En skryf. weet jy wat doen Joshua na die reën hè? Hy maak dit beskikbaar vir jou om klasse te gaan kry by soos ek weet nie of dit 'n koffieshop is of iets nie.
maar dis iewers waar hy naby, seker waar hy naby aan bly of so. Maar wat jy gaan vir klasse en hy leer jou hoe om gedigte en skryfwerk te doen. Dis vir my regtig ongelooflik. Ek dink regtig Joshua Nariereen is een van daai kunstenaars wat hy vat jou so lekker saam en hy vat jou hy maak jou regtig deel van die konsert. Ek bedoel ek het al 'n paar vir Jacques ontmoet. Se verskriklike Jacques de Villiers. Ja, verskriklike nederige ou. Is eintlik cool. Hy's aangetroude familie, jy weet. Hy's 'n werklike great ou. Ek het nog nie regtig vir Dani Reenwolf ontmoet nie. Sal baie graag wil. Interessant. Dani. Asseblief, dit sal ons wees. Jy sê Here. Dani ek weet nie of hy my sal onthou nie, maar ek dink hy gaan hierdie kyk nie. Maar hy stop dit. Nee, hy gaan nie onthou nie. Nou al nie. Maar nee, nou die dag toe was ek en my dame, as ek dit so kan sê, was ons by Spoegwolf se konsert daar by die Hoërskool in die Park. En by hulle jaarlikse Menlofees gewees. En toe loop ek en my dame net reg agter die verhoog in en ek sien en ek wil vir die Astra gaan wys waar ek altyd hokkie gespeel het. En dit is net so vreemd, ons loop net agter met die verhoog verby terwyl die vorige kunstenaars optree. En daar sien ons so Spoegwolf en sy hele band letterlik net daar staan. Gewoonlik is dit nogal moeilik om by hulle uit te kom. Maar ons staan daar sien hulle en ons sê soos, okay, nou kom ons gaan neem met 'n foto. En ons neem toe hierdie foto. Dis 'n cool foto. Ek gaan nie dit is 'n cool foto. En ons neem toe hierdie foto letterlik net saam Spoegwolf en hy sê soos, dankie ouens, dit is 'n eer, Dani Reenwolf. Ons neem saam hom. En hy klim op die verhoog en nou gaan sing en ons is soos, okay, dit was die eenvoudigste manier om iemand te ontmoet wat nogal groot in die industrie van musiek maak is. Ja, daar is die foto. Dis 'n mooi foto. Ek like die foto, dis 'n nice foto. Ja. Maar interessante ou Dani, hoe hy so op die verhoog kan klim en hy's so rustig op stage. En dan as hy op is, skielik so op 'n taco stand. Jy weet dis binne 3 sekondes. Nee, dis why we love him, man. Maar jy weet die kontras tussen hom en Joshua Nariereen. Ja, dis en François van Cooke en Zaan Sonnekis. En dis weer eens is daai ongelooflike ding van daar's vir al die verskillende tipe musiek, dan kry jy vir Kerdana wat op spinkop sing en Jesus what happened. Okay, ek kan ons nou regtig net op daaroor praat. Ja. Een ding wat ek moet sê en ek sal doodgaan op hierdie heuwel, Engelse musiek is beter. Een waarvan nie afgeval het. Engelse musiek is beter as Afrikaanse musiek. Stem jy saam? Nee, hoe vergelyk jy 'n skaal? Luister net dit gaan oor musiek. Hoe vergelyk jy 'n skaal? Wat kom saam met kultuur? Jou musiek wat jy luister, né? Goeie observasie. Nee, okay. So Afrikaanse musiek is deel van ons kultuur. Ja. Kan jy sê daarmee? Ja, kan jy. Okay. Maar hoekom maak Afrikaanse musiek? Hoekom is dit vir ons eintlik 'n bietjie beter die oomblik net omdat dit deel is van ons kultuur? Is want jy weer eens soos wat ons nou gesê het, ons taal wat ons met mekaar praat is Afrikaans. Ons deel iets met daai kunstenaars. Ons deel iets met Spoegwolf hoe hy daai gedigte skryf. Ons deel iets met Joshua Nariereen. Ons deel iets met Hop Spinnekop. Ek deel niks met Hop Spinnekop of Oorwurm nie. En ek sê weer. Okay, kom sal aan. Okay. Maar my punt net wat ek probeer sê is jy kan dis soos om appels en pere met mekaar te vergelyk. Die kultuur aspek wat Afrikaanse musiek vir jou bied, Lorika Raal. Hoe wil jy Lorika Raal? Dis Raal. Raal. Hoe wil jy dit wil uitspreek? Lorika CH ou. Hoe wil jy daai Lorika Raal met iemand byvoorbeeld soos wie se goeie kunstenaars volgens jou ook in Engels? Bra, kan ek vir jou 'n paar noem? Ja. Dire Straits, Led Zeppelin, twee van die beste rockbands ooit. Queen, Eminem, bietjie rap toe, Labyrinth, bietjie meer sin. Elderbrook. Ja, maar vergelyk iemand met Lorika Raal. Ja. Nee, vergelyk iemand soos 'n kunstenaar. Okay, Eminem. Nee, okay. Nou kan. Okay, nou kan is goed. Nou kan destroy vir Lorika Raal. Mevrou Raal, ek het mevrou een keer ontmoet by Krone. Mevrou is 'n absolute engel. Ek het net my eie musiek smaak. Nou kan is ongelooflik. Maar ek weer eens, hoe vergelyk jy? Baie maklik. Dit gaan oor hoe dit klink. Jy weet. Okay, so met wie vergelyk jy Spoegwolf? Spoegwolf, Dire Straits. Ed Sheeran, ek sal weer sê nou kan. Nou kan met Spoegwolf. Nee, Ed Sheeran. Dire Straits is Spoegwolf. Nee, ek sê wat vergelyk Afrikaanse band met Engelse band. Nou sê nou kan met Ed Sheeran. Ja, is albei Engels.
Punt is, ek dink jy maak 'n fout Ja, dis deur die appels met pere met mekaar eet. Dis nie appels en pere Dis nie. appels en pere. Musiek is musiek. Musiek is Met ander woorde, ek kan Japaneese, Nederlandse, Franse, Meksikaanse, Portugese musiek luister, ongeag hul kultuur, as dit beter klink as hop op so spinnekop. woorde maak nie saak nie. Woorde maak natuurlik Okay, saak. so as woorde saak maak, as jy 'n Franse liedjie luister en jy het nie idee wat daai persoon sing nie. Ja. Hoe vergelyk jy dit met Spoegwolf? Wat jy kan verstaan en nee Kom, deel. Jy weer deel eens, die liriek. dit gaan oor hoe dit klink. Jy deel die Kom liriek. ons sê, kom ons gebruik Sein van Spoegwolf. Stunning song, vergeet van Spoegwolf. Stunning song. Okay. Stunning. 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 En ons kyk na daai lirieke, dis gorgeous. Dis pragtige gedigte wat in musiek omskep is. Maar dit word overshadow deur die Ek sit net deur die hier, hoor. Ek sit net hier. masterclass. Ja, ek sit net hier, hoef nie so hard. Ja, ek gaan okay. Deur die masterclass van Ja. daai strids, so Sultans of Swing, Romeo en Juliet. Jy weet, Okay. Down to the Waterline. Spoegwolf Nee, kom maar nie jy- naby nie. Nee, ek kan my antwoord nie my vraag nie. Jy het nou die voorbeelde gebruik van mense wat Japaneese en Chinese en almal wat ander liedjies in hulle eie kultuur het. Hulle sing woorde wat jy nie verstaan nie. So Ja. lirieke maak 'n groot verskil. Ja. Jy kan nie vir my sê Spoegwolf is beter of 'n Duitse band wat jy dalk Natuurlijk. luister is beter as Spoegwolf nie. Ja, kan. Want jy verstaan nie die woorde nie. Ek dink as jy die woorde verstaan en obviously as jy mense is wat Duits kan verstaan, dan sou ek sê jy kan ook sê hierdie liedjie is beter as daai liedjie, maar dis moeilik om as jy nie regtig van daai kultuur afkom, te kan sê daai liedjie is beter as of daai band is beter as daai band, want Dan is ek duidelike uitsondering of duidelik is jy ja, die ek kan uitsondering? glo daar's paar mense wat saam met jou saam Ja, laat weet my wat julle dink. Ek Maar- sal sê oor die algemeen ek sê is net Engelse vergelyk nie. musiek. Ek sê- Maar ek dink mens mag, Jy ek- kan jy mag. moet Jy mag. moet nie noodwendig nie, Ja. maar ek sal sê as Afrikaans teen Engels opgaan in terme van musiek, wen Engels Weer eens sonder kompetisie. dit is Ek gaan dit, en eerlik dit is wees. dit is 100% jou opinie en dit mag 100% jou opinie wees. Ek dink net jy moenie die twee vergelyk nie. Hulle kom uit verskillende verlede uit, kom uit verskillende kulture uit, hulle kom uit verskillende maniere hoe hulle ontstaan het. Juist as gevolg van die taal en die kulture wat verskil. Ja, ek Dis weet soos- nie. Het jy al Irish musiek geluister? Ja, Okay. Dit verskil wêreldwyd met Engelse musiek. ja, dis cool though. Dit is maar is cool though. Maar Ja. ek gaan nou nie sê Engels musiek is beter as Irish musiek. Ek sal. Dis reg, ek weet dit self. Maar net juist vir die feit want as ek Engels met Irish musiek vergelyk, Irish musiek is op sy eie manier goed, Engels musiek is op sy eie manier goed. Okay. Rock musiek is op sy eie manier goed, pop musiek is op sy eie manier goed. Okay. Dus gaan jy nou sê rock musiek is beter as pop musiek? Ja. Ja, dat is jou gevoel. Baie dankie luisteraars dat julle ingeskakel het. Weet net, daar is nog vele meer op pad. In ons volgende episode het ons 'n spesiale gas wat met ons gaan kom praat, Aiden van Heerden. Hy gaan praat oor geloof, die reg, sy digjoernaal en sy musiek. Ons sien julle daar.